Vandag is ons by deel 2, liggaam, siel en die gees. En ons kyk 'n bietjie na die onderskeid tussen gees en siel. Ons het laas afgesluit en ons het gesê, die liggaam keer terug na stof en God se gees keer terug na God. Maar die siel se besluite is verantwoordelik oor sy finale bestemming. En Paulus was die een aan wie God sekere geheimenisse geopenbaar het, sien ons daar in Galasiërs 1 vers 15. Maar God het my al voor my geboorte vir hom afgesonder, sê hy, toe hy in sy goedheid besluit het om sy seun Jesus aan my te openbaar. En Kolossense 1:24 hoor ons sê, dit is die geheimenis wat eeue en geslagte lank verborge was, maar wat nou geopenbaar is aan die mense wat aan hom behoort. Nou in 1 Tessalonisense 5 vers 23 skrywe Paulus, mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van Jesus Christus. Nou, hier word die gees, die siel en die liggaam onderskei en die mense 3 elemente saam in dieselfde sin genoem. Nou let op die volgorde waarin dit genoem word. 1 gees, 2 siel, 3 liggaam. Ons kom nou terug hierna toe. Nou, die skrywer van die brief aan die Hebreërs, hoor ons daar in Hebreërs 4 vers 12, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnyende swaard, en dit dring deur tot die skeiding van die siel en die gees. Weereens is daar 'n onderskeid tussen siel en gees. Die woord is so skerp dat dit wel tussen die twee onderskei. Die gees van die mens is die kern van sy menswees. Dit is die diepste deel van sy wese. Ja, dit is by die gees waar sy identiteit lê. Die diepste bewussyn van die mens is potensieel gesetel in sy gees. Ek hoor daar in 1 Korintiërs 2:11, want wie van die mense weet wat in 'n mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is. Die gees van die mens, nie God se gees nie, die gees van die mens. As jy nog nie oortuig is van hierdie waarheid nie, luister verder, want dit sal weldra vir jou baie duideliker word. Die 3 komponente kan soos in die prentjie voorgestel word, net om ons te help om beter te verstaan. Daar is een probleem wat betref die gees van die mens, wat die hele mensdom raak. Kom ons kyk daarna. Alle mense is vanaf geboorte in Adam. God het die mens so geskape, dat hy nie 'n natuur van sy eie het nie. By die skepping was Adam neutraal gewees. In sy gees was daar nog geen natuur gebore nie. Hy het nie 'n goddelike natuur of 'n Satan natuur gehad nie. Hy was so geskep dat hy vatbaar kon wees vir die aanneming van die natuur van God of die natuur van Satan. Daar is nie eens ruimte vir 'n menslike natuur soos 'n diere natuur nie. Dit was of die natuur van God of die natuur van Satan wat vir ons beskore was. Nou, in ooreenstemming met God se begeerte na liefdevolle kinders, nie robotte nie, dat hy Adam 'n vrye keuse gegee het. Daar was een boom waarvan Adam nie mag geëet het nie, die boom van die kennis van goed en kwaad. En ons kom later by hierdie gedeelte ook. Maar net vir nou, Adam was ongehoorsaam en het die verbode vrug geëet, net soos God vooraf geweet het. As Adam maar eerder die boom van die lewe geëet het, sou hy ewige lewe ontvang het met 'n goddelike natuur, hoor ek daar in Genesis 3 vers 22. Hierdie 2 bome waarvan ons nou gelees het, ons sal later daarby kom. Adam se sonde het geweldige implikasies gehad.
Die dag wat hy die verbode vrug eet, sou hy sterf. Dit is wat ons hoor daar in Genesis 2 vers 17 as God sê, maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, dan sterf jy. Onthou, die boom van die kennis, né? Maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie. Hoe kan dit wees? Adam het dan na die sondeval nog bly lewe tot op 'n rype ouderdom van 930 jaar, hoor ek daar in Genesis 5 vers 5, wat sê, Adam was dus 930 jaar oud toe hy gesterf het. Nee, die waarheid is dat in Adam se gees is Satan se natuur gebore. Dus het Adam gesterf die dag toe hy Satan se leuen en Satan self gevolg het. Sy liggaam het nog bly lewe, ja, maar die eintlike Adam, sy gees, waar sy identiteit opgesluit lê, was voortaan dood, morsdood, ver verwyder en weg van God. En meer nog, Satan was nou sy vader, want wie ook al sy natuur in die mens se gees gebore word, is sy vader. Dus het Adam Satan se natuur aangeneem en Satan is niks van God nie. Die sonde bring die dood, hoor ons daar in Romeine 6:23. Die loon wat die sonde gee is die dood. En omdat die hele mensdom uit Adam voortspruit, Handelinge 17:26, en hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak. En so is Adam se gevalle toestand sy geestelike dood, en dit is aan elkeen van ons oorgedra. Elke mens wat gebore word tot met die wederkoms van Jesus, dit is aan hulle oorgedra, aan alle nasies. Ons almal het in Adam gesterwe, hoor ek daarso in 1 Korintiërs 5:22, net soos almal deur hulle verbondenheid met Adam sterwe. Dis 'n moeilike konsep vir ons om te verstaan, né? Dit klink so onregverdig. Hoekom moet ons geblameer word vir wat Adam gedoen het? Hoekom? Wel, die antwoord is dat ons nie daarvoor geblameer word nie. Meeste gelowiges dink sonde is die mensdom se grootste probleem. Baie dink dat die wat hel toe gaan, is omdat hulle gesondig het. Dis nie heeltemal waar nie. Hoekom nie? Want sonde is bloot 'n uiterlike manifestasie van 'n dieper liggende toestand. Luister hierso. Ons is nie sondaars omdat ons sondig nie. Nee, ons sondig omdat ons sondaars is. Dit het te doen met ons toestand waarin ons gebore is. 'n Hond is as 'n hond gebore vanuit hondouers. En 'n kat is as 'n kat gebore vanuit katouers. 'n Gevalle mens is as gevalle mens gebore vanuit gevalle mensouers. Die klei kan nie vir die pottebakker sê, hoekom maak jy my so nie? Sê Jesaja 45:9. Ons sluit af vir vandag. Onthou, wie is ons vader toe ons gebore is? Natuurlik die Satan, ja. In elk geval, soos ons later sal sien, God het ook op hierdie gebied 'n oplossing vir die probleem verskaf, lank voor die grondlegging van die aarde, né? Maar die probleem is nie so seer die sondes wat ek en jy gepleeg het nie. Nou wat anders kan die probleem dan wees? Vra iemand. Ons sal volgende keer sien wat hierdie probleem is, wat God se woord self sê. Volgende keer vervolg ons met deel 3, die probleem. Seën, vrede en genade vir jou geliefde kind van God. Dit kom van Vader God, onsse Vader, die Here Jesus Christus en die Heilige Gees, wat dit in ons harte vasanker. Amen.